Goeienaand, broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil voor die Here. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam uit Psalm 145. Ons gaan daarvan saam sing vers 1, 10, 11 en 12. Nadat ons dit gesing het, sal ons in gebed verenig. Daar staan geskryf in vers 10, die Here is reg in al sy weg en werk. Sy goedheid ken die wêreld deur geen perk. Hy is naby die siel wat tot hom sug. Hy troos die hart wat skrydend tot hom vlug. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om ook so die dankbaarheid van ons harte te verwoord. Om saam U te kan loof en te kan prys. En vir mekaar in die wêreld te kan sê dat aan die lof wat U toekom daar geen einde is nie. En dat ons stem daarby kan voeg vandag. Dankie dat ons die voorreg het om vanaand weer na U woord te kom luister en daardeur ook
in ons geloof gevoed en gesterk te kan word. Ja, voed ons vanaand ook met die brood van die ewige lewe, met die evangelie van ons Here Jesus Christus. Ons vra dit want ons weet, ons lewe in 'n wêreld wat hom nie ken of wil ken nie. 'n Wêreld waarin ons soveel dinge sien wat verkeerd is en wat van kwaad na erger toe gaan. En daarom het ons u troos nodig. Ons vra dan dat u daardie troos vir ons sal gee, dat ons aan u behoort en dat niks ons van u liefde kan skei nie. Amen. Ons luister na Openbaring hoofstuk 6, waar daar geskryf staan, ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n wit perd, sy ruiter het 'n pyl en 'n boog gehad, 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee, en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n 4 rooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem, sodat mense mekaar sal uitmoor. 'n groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad, en toe het ek iets soos die stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe hy die 4de seël oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het 'n ruiter gesien, en daar was 'n valperd, sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is 'n mag oor 'n kwart van die aarde gegee, om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood, en met pes en deur wilde diere van die aarde. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard uitgeroep, hoe lank nog, heilige en getroue heerser, wanneer voltrek u die oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Ek het gesien toe die lam die 6de seël oopmaak. Daar het 'n groot aardbewing gekom. Die son het swart soos roukleure geword en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre van die hemel het op die aarde geval soos die navye van 'n vyeboom afval as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn, soos 'n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskit. Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek het aangebreek, en wie sal staande kan bly. Dit dan vanaand ons teksgedeelte, en ons sing nou ook in aansluiting daarby
Juis ook ons troos, o God, ons skuld, ons teeweer, sien tog op u gesalfde neer, skenk hulp en heil aan Sions koning. En dan die mooi woorde van vers 6, Psalm 84, son en skuld is ons Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Psalm 84, 5de en 6de vers, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem. Wie sal staande kan bly? Ons almal het hierdie vraag al baie gehoor. En vanaand die antwoord waarby ons moet uitkom is God se uitverkore kinders. Maar dis 'n belangrike vraag hierdie broers en susters van wie sal staande bly? Want baie mense deur die eeue het dit al probeer antwoord. Baie pogings is daarop gerig en baie dinge is daar rondom gedoen om te kyk hoe kan die mensdom staande bly. Maar daar word altyd baie belangrike inligting buite rekening gelaat. Want in Openbaring 6 word hierdie vraag gestel binne 'n bepaalde konteks, binne 'n bepaalde omgewing. Die vraag word gestel binne die konteks van die vervulling van God se raadsplan. Daarom is 'n beter manier dalk om die vraag te vra: wie kan staande bly as die raad van God in voltrekking gaan? Die antwoord, broers en susters, gaan jy nie vir jouself kan uitredeneer nie. Jy gaan dit nie by geleerdes of in allerlei boeke kan vind nie. Jy gaan dit ook nie gou kan Google om die antwoord te kry nie. Want die antwoord lê by God, in God se raadplan en in God se woord. Dis juist hoekom ons belydenis, die Dordtse leerreëls tot stand gekom het. Onthou die remonstrante, die dwaalleraars van daardie tyd, wat nog vandag voortgaan met hulle dwalinge. Wat is die fout wat hulle gemaak het? Dis dieselfde fout wat mense vandag nog steeds maak. As hulle vra wie sal staande kan bly,
Het hulle nie by God en God se raadsplan die antwoord gaan soek nie, nie in dit wat God sê nie. Nie, hulle het gaan kyk, maar hoe moet ek lyk om staande te kan bly, of wat moet ek doen om staande te kan bly? En so het hulle op die ou einde uitgekom by 'n troostelose antwoord, naamlik dat dit wat Jesus vir ons gedoen het, alleen die moontlikheid van redding skep. En nog erger, 'n groter dwaling dat die Vader, die Seun Jesus Christus, tot die dood aan die kruis verordineer het sonder, hoor mooi, sonder om te besluit dat iemand daardeur gered sal word. So, hulle wil uitverkiesing uithaal. Nou wat doen hulle met die uitverkiesing wat hulle van God af wil wegvat? Hulle vat dit na die mens toe en gee vir die mens 'n vrye wil en sê, die mens moet kies, die mens moet besluit, die mens moet. En die oomblik wat dit gebeur, is daar geen sekerheid meer van verlossing. So hoe dit ook al sy, broers en susters, as 'n mens teruggaan na dit wat in die Bybel staan en na Openbaring 6 toe kom waar die vraag gevra word, en jy soek nie jou antwoord by jouself nie, maar in die raad van God, dan word dit duidelik wie sal staande kan bly. God se uitverkore kinders. Die kerk van alle eeue. Ja, die duidelikste gegevens hier in Openbaring 6 vind ons in daardie seels wat oopgemaak word. Ons hoor van die seels en ons weet ook wie dit oopmaak. Dis die Lam van God. Dis Jesus Christus self wat dit oopmaak. En elke keer as hy 'n seël oopmaak, gaan daar 'n deel van God se raadsplan in vervulling. En die 7 seels wat deur Christus oopgemaak word, wat vertel dit vir ons? Dit vertel vir ons van die tyd waarin ek en jy leef, van die dinge wat moet gebeur in die tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms van Christus. En die belangrike wat ons moet raak sien is, niemand kan dit keer nie. Selfs al wil hulle, selfs al probeer hulle, kan niemand daarvoor wegkruip nie. Hoekom nie? Want dis God se raadsplan wat in vervulling gaan. En daarom, wie kan staande bly as die raad van God in vervulling gaan? Op die vraag kan jy nie 'n eenvoudige antwoord gee nie, want die tyd waarin ons lewe is nie 'n maklike tyd nie. En ons moet dit besef, dit word ook nie makliker nie en dit gaan ook nie makliker word nie. Ons lewe op 'n aarde, hoor mooi, Paulus sê dit, wat deur God vervloek is, deur God self aan die verydeling onderwerp is, sê hy in Romeine 8. Hy sê ons lewe op 'n aarde wat nog sug in die pyne van verwagting, sug en verlang na 'n beter lewe. Daardie lewe waar God alles en almal sal wees. Ja, die feit van die saak is dat die 4 perde waarvan ons hier in Openbaring 6 hoor, almal die draer is van slegte nuus, van teenspoed, van moeilikheid, van swaar kry, van die dood vir die bewoners van die aarde. Ja, die wit perd en sy ruiter is soos die ander perde ook die draer van verskrikking. Dit simboliseer die oorwinningsmag van die een groot mag wat oor die ander magte oorwin, nasies wat vertrap word, volke wat onderdanig gemaak word aan ander deur oorlog. Die rooi perd skets vir ons 'n aarde wat nie vrede sal hê nie, burgeroorloë, revolusies, rebellies, noem dit op, broers wat broers doodmaak, mense wat teen mekaar in opstand kom. Net soos die wit perd, een boodskap, die dood wat wag. En dan die swart perd sluit hierby aan met hongersnood. Tye waarin 'n mens 12 keer die werklike waarde vir net 'n bietjie van jou daaglikse brood sal betaal, waar jy nooit genoeg sal hê om te eet nie.
Die laaste perd, die valperd, vat alles vir ons saam. Hy's die dood, hy dra die dood, hy sleep die dood. So ver as wat hy gaan mense sterf. Ja, die feit van die saak is, as jy van hierdie perde hoor, dan vertel dit vir ons van die wêreld waarbinne in ons leef. En die beeld is 'n beeld van lyding, van ontbering, selfs die dood wat op die mensdom wag, selfs gelowiges wat sterf. En dan die belangrike wat ons moet raak sien is, al hierdie perde word uitgestuur. Aan hulle word mag gegee, maar beperkte mag. Hulle kan nie buite daardie mag optree nie, want wie stuur hulle? Dis Christus self, dis God self. En buite die wil van God kan hulle nie iets doen nie. Kan hulle nie beweeg nie. En dis juis waaroor dit gaan in die lewe van elke kind van God. Dit gaan oor 'n vertroue op God. Daardie wete dat my lewe is in die hande van God, nie in die van mense nie, maar in God se hand, onder God se gesag. En soos die gebed van die martelare opgaan na die troon van God toe, so moet ons gebed ook elke dag opgaan, hoe lank nog, heilige en getroue Heerser, wanneer voltrek U U oordeel, wanneer wreek U ons dood op die bewoners van die aarde? Sien, vir Johannes en sy tydgenode was dit 'n werklikheid. Hulle is doodgemaak. Doodgemaak terwille van hulle getuienis oor Jesus Christus. Hulle moes dag na dag die dood in die oë staar. Maar vir hulle het dit nie gegaan oor hulle eie lewe nie, oor hulle eie behoud nie, dit het gegaan oor Christus en Christus alleen. En dis juis hoekom dit so was, want hulle het troos gehad en daai troos is ook die troos wat ons ontvang. Die Here sien alles, die Here verstaan alles, die Here regeer oor alles. Hy's in beheer van alles. Dis sy raad wat in vervulling gaan as hierdie 4 perde oor die wêreld heen versprei. Hy weet van elke gelowige wat vir sy of haar geloof gesterf het of gelei het. Ons kan ons lewe, sê hy eintlik maar, geduldig, rustig in sy hande laat. Want die beskermer van Israel sluimer nie en hy slaap nie. Hy het sy tyd vir elke ding, ook vir die oordeel wat voltrek moet word oor die goddelose wêreld. En dis nie vir ons om wraak te roep nie, ons vyande is ook God se vyande, ons moet dit onthou. En ons weet ons sal staande bly in die krag van Christus. En jy sien, dis hierin waar die antwoord lê oor wie sal staande kan bly, want die krag van Christus is die enigste manier om staande te kan bly. Almal op die aarde wat nie die Here dien nie en nie kinders van die Here is nie, wat die kinders van die Here eintlik sal vervolg en beledig en belaster. Hulle staan daar, sal in grotte wegkruip, tussen die rotse en die berge in vlug, sodat hulle nie God moet aanskou nie. Dink jy terug aan vanoggend se prediking, die versoening wat plaasgevind het, daardie vrees wat nie meer daar is, dat jy nie wil wegkruip nie, maar wil bid, kom Here Jesus, kom gou. Want jy weet, daardie dag sal niemand staande bly nie, behalwe ons, die uitverkore kinders van God. En daarom as ons kan afsluit, die troos is daarin, in God se raadsplan. God wat in beheer is van alle dinge, ook ons verlossing. En juist daarom, die oorwinning waarvan ons hier hoor, van Jesus Christus die Lam, onthou wie's daar die Lam? Dis ons Here, ons behoort aan hom.
En al moet ons nog vir 'n tyd lank swaar kry en lyding in die oë kyk en verduur, ons kry elke keer as ons in die erediens kom 'n versekering uit die woord van God uit, dat sy raad in vervulling sal gaan en dat sy raad daarop gerig is, dat jy en ek behoue bly. En ja, kom ons vra dit vir mekaar. Wanneer gaan dit ten volle in vervulling gaan? Bloot eenvoudig sê die woord vir ons, as die getal van die uitverkorenes vol geword het. So daarom as ons die vraag hoor en vir onsself vra wie sal kan staande bly, dan is daar net een antwoord. God se uitverkorenes. Hulle wat gewas is in die bloed van die lam. Hulle wat hulle hulp soek by God en God alleen. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God. Wat 'n wonderlike voorreg om U ons Vader te kan noem, om ons Here Jesus Christus ons Here te kan noem. Om te kan weet dat ons aan Hom en aan U behoort. Ja, en ons dankie vir die troos wat ons vanaand kry ook, dat die verskriklike goed wat in die wêreld om ons gebeur, dat dit nie maar net van self gebeur nie, maar dat dit U is wat besig is om ook U raadsplan in vervulling te laat gaan. Daardie raadsplan waarin U ook besluit het om ons uit te kies, om ons U kinders te maak. Dus dankie dat ons mag weet dat dit nie vir altyd sal voortduur nie. Inteendeel, U self sê dis nog net 'n klein rukkie wat ons moet wag, saam met die gelowiges van alle tye. Moet wag op die dag wanneer ons Here Jesus Christus kom as regter op die wolke om ook die oordeel te kom voltrek. Daarom bid ons vanaand ook, hoe lank nog, heilige en getroue heerser, kom Here Jesus, kom gou. Amen. Kom ons sing kom ons gee eers geleentheid om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Daarna gaan ons saam sing Psalm 131, waarin ons vir mekaar ook sê, voorwaar my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil. Net soos 'n kind tevrede by sy moeder, is my siel in my. Kom ons gee geleentheid om liefdegawes te gee, waarna ons Psalm 131 saam sing.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.